Weet jy dat Jesus gesterf het? Vir party mense is Jesus dood. Hy speel nie 'n rol in hulle lewe nie. Hy's nie 'n faktor in hulle beplanning of in hulle toekoms nie. Maar ek het vir jou die goeie nuus. Ja, Jesus het gesterf. Hy was dood. Hy is nie meer dood nie. Hy het uit die dood opgestaan. Hy leef. Die wonderlike is dat jy kan nou maar die wêreld vol gaan, dan sal jy al die groot godsdienstleiers se grafte kan besoek. Die as is nog daar. Die doodsbeendere is nog daar. As jy Jerusalem toe gaan en Jesus se graf besoek, is 'n oop graf. In 'n rots uitgekap. Met 'n reuse klip steen deur wat oopgerol is. Hy's nie meer daar nie. Daar staan ook 'n bordjie, he is risen, he's not here. Die woorde wat die engel gesê het toe hulle vir Jesus kom soek het en sy lijk wou kom balsem het. Hulle was almal oortuig hy het gesterf. Hulle het dit gesien. Hoe dat hy daar aan die kruis hang en hoe dat hy sy laaste asem uitblaas en sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En hy gesterf het. En die soldate gekom en 'n spies in sy sy gedruk, gesien dat hy dood is. En toe het hulle hom van die kruis afgehaal en hulle het gesien dat dis 'n lijk. Hy leef nie meer nie. Hulle was gebroken. Hulle het vir hom in die rotsgraf gaan neerlê en hulle het dit verseël, die groot klipdeur toegemaak en dit vasgemessel, soldate wat Jesus moes oppas, sy lijk moes oppas, want hulle het gehoor dat hy sê op die 3de dag gaan hy opstaan uit die dood. Die vrouens kom op die 3de dag, kom hulle vroegoggend daaraan met hulle balsem en hulle materiaal om hom toe te bind en hulle kom daar en die graf is oop. Daar sit 'n jong man, 'n engel, in glinsterende wit klere en hy sê, die een wat julle soek is nie meer hier nie. Jesus het opgestaan soos hy gesê het en hy leef. Ek en jy aanbid 'n lewende God. Ja, hy het gesterf aan die kruis, het hy sy lewe gegee, die offer gebring van sy liggaam, soos 'n lam op die altaar, geoffer vir ons sonde. Jesus het vir jou gesterf, vir jou sonde aan die kruis. Dis die wonderlike verhaal. Hy het betaal, hy het gesterf, maar hy het opgestaan en hy leef. Daarom aanbid ek en jy 'n lewende God wat in 'n lewende verhouding met ons wil wees elke dag. Ons lees in die Bybel, as ons sien, daar was soveel bewyse waarin die skrywers vir ons sê, maar daar was twyfel. Hy's dood, hy's seker nog steeds dood. Maar ons het die waarheid. Daar's verskynings van Jesus wat neergepen is. 12 verskillende verskynings van Jesus. Hy het hier die eerste maal aan die vrouens verskyn. Nou, jy weet, as dit 'n opgemaakte storie was, dan sou hulle nie gesê die vrouens is die eerste getuies dat Jesus opgestaan en leef nie, want die vrouens is nie geag nie, hulle kon nie eens in die hof getuig nie, hulle is allerminst die getuies van die waarheid. Dis daai tyd net gewees. Maar nou, hierdie vrouens kom vertel, hulle het vir Jesus gesien. Maria Magdalena vertel van die verskyning aan haar. Petrus vertel van 'n spesiale verskyning aan hom. Thomas was saam met die disippels daar gewees toe hy die tweede maal aan hulle verskyn het. Die Emmausgangers op pad van Jerusalem af terug, stap skielik saam met iemand en hulle ontdek later dat dis Jesus. Hy leef, hy's nie meer dood nie. Hy het uit die graf opgestaan, hy leef. Daar's 12 sulke verskillende getuienisse van Jesus se verskyninge aan verskillende mense. Ook aan Paulus. Op die Damaskuspad ontmoet hy die lewende opgestane Christus wat vir hom sê, waarom vervolg jy my? Paulus se oë gaan oop, die skille val van sy oë af. Hy sien dat hy eintlik vir Christus vervolg het en dat Jesus leef en daarvandaan het sy hele lewe verander. Hy skryf in 1 Korinte 15, skryf Paulus, hy sê, daar was 500 mense by 'n geleentheid wat Jesus aan hulle verskyn het in die 40 dae voor sy hemelvaart. Waarvan die meeste nog lewe. So is nie 'n storie nie, jy kan die mense gaan vra, hulle is getuies hiervan, hulle het dit gesien, hulle weet dat Jesus leef. Moontlik is dit van sy hemelvaart waarna hy verwys het. Maar kan jy sien hoe dit
die hele Christelike godsdiens verander het. Jesus is dood. Hulle was gebroke. Hulle was moedeloos. Hulle was hopeloos. Petrus het sê, hy gaan terug viswaters toe. Hy's klaar met die godsdiens. Wat het gemaak dat hy verander het? Dat hy bereid is om sy lewe te gee vir Jesus en vir die evangelie. Daar's net een antwoord. En dit is, hulle het vir Jesus in lewende lywe ontmoet en geweet dis die waarheid. Daarom het hulle nou op Sondag by mekaar gekom, die Christene. Nie meer op die Sabbatdag, die Saterdag nie, maar op die opstandingsdag, wat hy aan hulle verskyn het. Dit het die nuwe samekomsdag van die Christene geword. Die hartseer van die nagmaal was nou 'n vreugdefees. Die hartseer dat Jesus dood is. Nou vier hulle sy dood, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gestort is. Hulle vier dit met vreugde, want hulle weet, dis nie 'n hartseer begrafnis nie. Hy het uit die dood opgestaan. Dis nie die laaste woord nie. Jesus leef, hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dis die wonderlike getuienis, dat ons nou sien hoe hulle begin praat het oor die Here. Vroeger was hulle te bang. Petrus, te bang om teenoor 'n diensmeisie te getuig. 3 maal sê hy, nee, ek is nie deel van Jesus se volgeling nie, ek ken hom nie. Op Pinksterdag staan hierdie selfe man op. Hy is oortuig Jesus leef in hom deur sy Heilige Gees. Hy staan op met krag en hy getuig en 3000 mense kom tot bekering. Verstaan jy, hier is iets wat jy nie kan sê is 'n leuen of is 'n vergissing of 'n hallusinasie nie. Nee, dis die waarheid. Jesus het uit die dood opgestaan en hy leef. Ken jy hom as die lewende God? Het hy al in jou lewe 'n verskil kom maak? Ja, na 40 dae van verskyning aan verskillende mense, het hy opgevaar na die hemel. Ons lees van daardie laaste oomblikke van Jesus op aarde, dat hy gesê het, voor hy hemel toe gegaan het, gaan dan heen, gaan maak nou disippels, dis julle opdrag, dis waarvoor ek gesterf het, dis waarvoor ek gekom het, gaan maak nou disippels van alle mense, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle die waarhede van die woord, en weet net, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding. Dis die wonderlike daarvan. Hier is 'n heenwysing na die koms van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees in hulle kom woon het, altyd by hulle was, waar hulle nooit alleen was nie, en waar die Gees vir hulle kom lei het, en kom help het, en bekragtig het. Dit is die wonderlike daarvan, dat Jesus sê, ek leef in jou. Dis vir julle beter, dat ek weggaan, het hy vir hulle gesê, vir sy disippels, want as ek weggaan, dan kom die Heilige Gees, en hy sal in julle woon, en ek sal by julle wees dan altyd, en julle kan vir my vra, en ek sal vir julle lei, en ek sal vir julle bekragtig, en ek sal vir julle toerus, deur my Gees wat in julle binneste is. Hoe het die kerk nie verander, toe die Heilige Gees die beheer kom oorneem het nie? Hoe het mense se lewens nie verander nie? Hoe het hierdie disippels, wat bang was, wat tou opgegooi het, wat moedeloos geraak het, getuies geword, wat bereid was om te sterf vir Jesus en vir sy evangelie. Almal van hulle, omtrent behalwe Johannes, het as martelare gesterf vir hulle getuienis. Nie meer bang nie, want die krag van die Heilige Gees het hulle toegerus. Dis jou troos. Jesus leef. My vraag is, leef hy in jou? Het jy al jou lewe aan hom oorgegee en oopgemaak dat die Heilige Gees in jou kan woon, dat hy vir jou kan kom help in alles wat jy moet doen, en vir jou kom nuut maak van binne? In Openbaring 3 vers 20 staan daar, Jesus sê self, kyk ek, hoofletter, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe met hom feesmaal hou. Jesus wil in jou hart inkom om dit skoon te maak, maar hy wil ook daar kom bly. Die lewende opgestane Here en jy in 'n noue verhouding. Deur die Heilige Gees wat in jou woon, wat jou wil lei, in die volle waarheid wil lei, wat vir jou die wysheid wil gee, die insig wil gee, die krag wil gee, die vrymoedigheid wil gee om te getuig, te weet wanneer om wat te doen, wat vir jou wil toerus met al sy gawes. Ken jy die lewende, opgestane Jesus? Ja, Jesus, ons Here en ons God, hy leef.